Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Eerstens wil ek baie dankie sê vir elkeen van u wat vir ons 'n inbetaling maak in ons kerk se bankrekening. Ons waardeer dit opreg. Dankie vir elkeen wat ook ons Koeksondag geondersteun het. Dit was voorwaar baie lekker geweest en ons het baie gesellig gekuier. Indien u uitgemis het daarop, onthou om ons Facebookblad en ons WhatsApp groep dop te hou sodat u ook kan sien wanneer die volgende een gaan plaasvind. Dit is ook dan nou lydingstyd en op die Facebookblad en op die WhatsApp groep het ek 'n paar idees gedeel wat u tydens lydingstyd kan toepas. 'n Uitdaging waar u byvoorbeeld 'n sak kan vat en elke dag van lydingstyd iets wat u nie gebruik nie in die huis in die sak kan sit en na lydingstyd kan u dit kerk toe bring, dan sal ons dit onder die regte organisasies versprei. So ook is daar 'n aktiwiteit wat gesinne kan doen waar hulle elke dag iets anders te kan doen vir lydingstyd en so met mekaar kan konnekteer en hierdie pad saam met Jesus kan stap. Dit is dan wat lydingstyd aanbetref. Ons wil ook graag ons voorbereidingslys aan u voorhou. So ek wil vra dat u nog steeds voorbereiding doen vir Tannie Martie Potgieter, vir Tannie Didi Becker, vir Tannie Dina Groblaar se kleinseun, vir oom Johan Annandale, vir Wim Pinaar, dan ook vir Tannie Lynn wat haar kardioloog moet gaan sien, so ons vra dat u in u gebede ook aan haar sal dink, en dan ook vir Corrie Dietrichs wat 'n operasie ondergaan het en wat tans besig is om te herstel van sy operasie. So ons vra dat u in u gebede aan elkeen van hierdie individue sal dink, dat u vir hulle voorbereiding sal doen en indien daar iemand anders is van wie ons nie bewus is nie, dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat die afkondigings aanbetref en ons voorbereidingslys. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik sal rustig raak in God se teenwoordigheid en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here in Hemelse Vader, ons kom sê vir u baie dankie. Dankie dat u weer in die afgelope week vir ons reën gegee het. Dankie dat die son ook van tyd tot tyd uitgekom het en dat ons ook die hitte van die son kon voel en beleef. Ag Vader, maar ons wil vandag net vir u kom dankie sê vir u genade. Dankie dat u vir ons goed is, dat u ons bewaar en beskerm, dat u die pad elke dag saam met ons stap. En Vader, dat u regtig vir ons 'n Vader is en dat ons u kinders kan wees. Ons is so dankbaar om u Vader te kan noem. En daarom wil ons ook om vra waar ons op hierdie platform saam is, waar ons nou uit u woord uit gaan lees, dat u dit vir ons sal oopbreek en dat u met elkeen van ons daaruit sal praat. Dankie dat ons dit mag vra en bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Nou geliefdes, ons staan by lydingstyd stil en kan u dit glo, dis al die 3de Sondag van lydingstyd. So vanoggend gaan ons by die 3de stel kruiswoorde stil staan. So indien u u Bybel by u het, wil ek vra dat u sal volg. Ons gaan saam lees uit Johannes 19 uit, vanaf vers 17 tot 27. Johannes 19 vers 17 sê die volgende: Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na die kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig, saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyns en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit gesê het: hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot.
Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. Van hierdie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, die kruiswoorde waarby ons dan vandag stil staan is, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Geliefdes, toe Jesus sy moeder en vir die disipel vir wie hy baie lief was, wat Johannes is, by haar sien staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Die kruis van Christus is dus vir ons in hierdie gedeelte 'n teken van sy geweldige liefde vir ons en vir die skuldige sondaars. In die eerste stel kruiswoorde wat ons aangetref het, word Jesus se liefde ook vir ons beklemtoon. Die eerste kruiswoorde was natuurlik, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In hierdie kruiswoorde sien ons die kruisliefde wat die vergewende liefde is. In die tweede stel kruiswoorde wat ons aantref, tref ons die berouvolle misdadiger langs Jesus aan. En dan sê Jesus vir hierdie berouvolle misdadiger, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hier word die kruisliefde van redding en verlossing geopenbaar. In die derde stel kruiswoorde sien ons dat die kruisliefde ook versorgende liefde is, want hy sê aan sy moeder, vrou, daar is jou seun, en aan Johannes sê hy, daar is jou moeder. Ons lees dat die volgende persone ook by die kruis gestaan het. Jesus se moeder en natuurlik sy moeder se suster, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. Verder lees ons ook dat die disipel wat die Here Jesus lief gehad het, naamlik Johannes, ook daar gestaan het. Ons weet dat die res van die disipels afwesig was, want hulle het weggehardloop. Kyk ons na die gebeure wat hier plaasgevind het, dan sien ons dat Maria op hierdie stadium verskriklik baie pyn en smart sou beleef het, want sy sien hoe haar seun aan die kruis hang. Sy is al wagtend op sy smartlike dood. Nou word die profesie vervul wat Simon by Jesus Christus se geboorte uitgespreek het. Ons lees van daardie profesie in Lukas 2 vers 35, waar daar staan dat sy 'n kindjie sal hê en dat hy die oorsaak sal wees dat daar eendag 'n swaard deur haar siel sal gaan. En dit is presies wat nou gebeur. As Jesus egter van die kruis af sy moeder en Johannes sien, die geliefde disipel, dan praat hy met hulle, en hierdie is ook die laaste woorde wat Jesus in sy vernedering tot mense sou spreek, want die res van sy kruiswoorde was nie tot mense gerig nie. Terwyl hy self hierdie ewige pyn en smart verduur, giet hy oor hierdie twee persone 'n heerlike vertroosting van sy versorgende liefde uit. Aan Maria sê Jesus, vrou, daar is u seun, verwysend na Johannes natuurlik. En daarmee sê hy eintlik aan sy moeder, dat Johannes van nou af voortaan vir haar 'n aardse seun sal wees, wat sy dan kan versorg en beskerm. Hy sê vir haar, gaan woon van nou af in sy huis en wees vir hom 'n hulp en 'n steun. Terwyl Jesus vir die berouvolle misdadiger 'n woning in die hemel beskikbaar stel, beskik hy vir sy aardse moeder 'n woonplek op aarde terwyl sy nog lewe.
As Jesus daarna aan Johannes sê, daar is jou moeder, dan kom gee hy vir Johannes die opdrag om Maria in sy huis te neem en vir haar te sorg. Boonop kan Maria en Johannes mekaar dan nou ook in hulle droefheid vertroos oor die kruisiging en die dood van Jesus. Hulle teenwoordigheid by mekaar sal juis in hierdie verband geweldig baie vir elkeen van hulle beteken, want hulle verstaan mekaar se leed, smart en pyn. So sorg Jesus vir Maria, maar ook vir Johannes. Hy wil dat hulle vir mekaar tot hulp en tot steun sal wees in hierdie droewige tyd, in hierdie tyd van rou, van pyn en van smart. Aan Maria se moederlike liefde gee hy 'n voorwerp waaraan sy dit nou kan verbind. En Johannes, wat self verder die persoonlike omgang met Jesus voor sy kruisiging moet mis, kan nou die deure van sy hart vir haar as moeder oopmaak. So sorg Jesus vir hulle deur hulle daartoe te bring om vir mekaar te sorg. Hierdie versorging van Jesus vir sy moeder en vir die geliefde disipel is egter veel meer as net 'n blote historiese gebeurtenis wat ver in die verlede plaasgevind het. Dit het ook vir ons 'n groot en heerlike betekenis. Dit sê vir ons dat ons, soos Jesus Christus destyds vir sy geliefdes gesorg het, so sorg hy ook altyd, vandag ook nog, vir die lede van sy geestelike familie. Dit is die lidmate van die kerk, ons as gelowiges wat in Jesus Christus glo. Christus het self gesê, wie hierdie geestelike familie van hom betree, wat in die woord van God glo en wat dit hoor en doen, hulle is sy familie, sy broers en sy susters, en dat hy vir hulle 'n versorgende vriend en broer sal wees. In besonder in hulle fisiese omstandighede waarin hulle verkeer, maar ook in hulle ewige behoeftes. Hy sal in hulle tydelike sowel as hulle liggaamlike en aardse behoeftes voorsien. Hy sal hulle op hulle lewensweg nooit alleen en sonder sorg laat nie. En dit moet ek en jy altyd onthou. As ons Christus waarlik in geloof aanneem as die gesalfde van God wat vir ons sy onpeilbare liefde gelei en gesterf het, en ons hom van harte dien, kan ons seker wees dat ook ons 'n voorwerp van sy versorgende liefde is. Vir die eensames is hy 'n metgesel. Vir die treurende is hy 'n barmhartige vertrooster. Vir die sieke is hy 'n geneesheer. En vir die weduwee en die weeskind is hy soos 'n eggenoot en 'n vader. In die storms van die lewe hou hy die wag oor elkeen van ons. Al is die toekoms vir ons 'n groot vraagteken, moet ons net op hom vertrou. Hy wat vir Maria en vir Johannes gesorg het na liggaam, siel en gees, hy sal ook vir my en jou sorg. Wat ook al oor ons lewe kom, ons kan maar net in geloof na hom toe kyk, na ons versorgende heiland, wat aan die kruis vir ons sê, dat hy as Here vir ons sal voorsien, dat hy as Christus vir ons sal sorg, dat hy ons herder is, en dat niks ons sal ontbreek nie. Ons moet onsself aan hom as die versorgende, liefdevolle Here oorgee. Ons moet dit doen in die gesindheid van Dawid wat verklaar het: laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Hy self
leer ons tog in sy woord, in 1 Petrus 5 vers 7, dat ons al ons bekommernisse op hom as Here moet werp, want hy sal vir ons sorg. Nooit begewe en verlaat hy ooit sy kinders nie. En daarby lei hy op sy tyd sulke mense soos Johannes na ons toe om ons te help en te troos. Natuurlik plaas hierdie liefde van Christus ook 'n groot verpligting op ons as gelowiges, want Christus het die wat aan hom behoort liefgehad tot die einde toe. En daarom vra hy ook van ons dat ons met 'n opregte wederliefde die moet lief hê wat oor ons pad kom tot die einde toe. Hy vra van ons dat ons na sy woord moet luister en dat ons moet doen wat hy vir ons sê. Want alleen hulle wat hoor en doen is broers en susters vir wie hy wil sorg. Hierdie derde kruiswoorde van Christus hou egter meer as net die voorafgaande vir ons in. Ons sien hier trouwens hoe dat Christus die gemeenskap van heiliges tot stand bring. Eintlik is die versorgende liefde waarmee Christus, Maria en Johannes aan mekaar verbind, alreeds die vrug van sy lyde en sterwe aan die kruis. Ons lees dat hy van God verlate was, sodat ons nooit meer deur hom verlate sou word nie. Net so kan ons sê dat Christus alle bande waardeur hy aan mense gebind was, moes verbreek om alleen en sonder hulp en troos van mense te kon lei, sodat hy die gevolge van die sonde, wat ook in liefdeloosheid teenoor mekaar geopenbaar word, kon dra, maar dan met die doel om vir ons weer onderlinge liefde vir mekaar en gemeenskap van die heiliges te verwerf. En die onderlinge hulp van Maria en Johannes aan mekaar was eintlik niks anders as die gemeenskap van die heiliges nie. Om dit egter te kon bereik, moes Jesus ook alle liefdesbande wat hom aan mense gebind het, afbreek, sodat hy die smart van die hel, wat ook in die verskriklike eensaamheid bestaan, ten volle kon dra. En juis in hierdie derde kruiswoorde sien ons hoe hy alle bande losmaak wat hom aan mense gebind het. Daarom spreek hy Maria hier ook as vrou aan en nie as moeder nie. Op die wyse doen hy afstand van die bloedband wat daar tussen hom en Maria was, wat hulle as mense, as vlees aan mekaar gebind het. Ons weet dat die dood altyd bande verbreek, bande tussen man en vrou, tussen kind en familie, maar omdat Jesus se dood nie iets was wat hy passief ondergaan het, soos ons as ons sterwe nie, maar 'n aktiewe daad van homself was, moes hy self hierdie bande wat hom gebind het, breek. Deur Maria as vrou aan te spreek, beëindig hy hierdie moeder-kind verhouding waardeur hy gebind was. Van nou af sal Maria vir Jesus niks anders wees as net een van die gelowige vroue wat op die toneel gestaan het en na die kruisiging gekyk het nie. En Jesus sal vir haar nie meer 'n kind wees nie, maar haar borg en saligmaker, net soos vir enige ander gelowige. So breek Jesus deur hierdie kruiswoorde alle menslike bande af, waardeur hy gebind was en waardeur hy
troos en bemoediging kon ontvang. Hy breek die moeder-kind band en stuur Johannes saam met sy moeder weg van die kruis, sodat hy in hierdie verskriklike eensaamheid van helse smart die gemeenskap van die heiliges en die gemeenskap van onderlinge liefde vir sy kinders kon verwerf. En in hierdie gemeenskap van heiliges kon Maria en Johannes nou al deel. Nou is die vraag, wat is die gemeenskap van heiliges nou eintlik? Wel, volgens die katekisme het ons hier met twee sake te maak. Dit beteken allereers om aan Christus gebind te wees met ware geloof en liefde, maar verder beteken dit dat die wat so aan Christus gebind is, ook aan mekaar gebind word, sodat hulle talente en gawes tot nut en saligheid van die ander moet aanwend. En dit is ook presies wat tussen Maria en Johannes gebeur het. Beide van hulle was reeds op 'n heel besonderse wyse aan Jesus verbind. En daarom bind Jesus hulle nou ook aan mekaar om in gemeenskap van heiliges mekaar te help, te ondersteun en te versorg. Hieruit is dit ook baie duidelik waarom Jesus die sorg van sy moeder aan Johannes toevertrou het en nie aan sy broers van vlees opgedra het nie. Want uit die skrif weet ons dat sy broers van vlees op hierdie stadium nog nie in hom as Jesus die Messias geglo het nie. Hulle het nog nie geglo dat hy die redder en die saligmaker van die wêreld is nie. Hulle sou eers later in Jesus begin glo het. En as Jesus op hierdie stadium aan hulle opgedra het om vir hulle moeder te sorg, sou dit 'n verbintenis buite die gemeenskap van die heiliges gewees het. En daarom het hy dit nie gedoen nie. Daarom verbind hy sy sorgende liefde vir Maria en Johannes aan mekaar, want hulle moes mekaar nie net slegs liggaamlik versorg het nie, maar ook geestelik. So sou Johannes Maria veral moes help om die gekruisigde nie meer as haar kind Jesus te sien nie, maar as Jesus Christus, die gesalfde van God, haar verlosser en heiland. Hy moes haar dus geestelik help om Jesus as haar kind te los en Jesus Christus in die geloof aan te neem. In hierdie derde kruiswoorde kan ons nou sien hoe Christus die gewigtige en belangrike roeping op ons kom lê het om gemeenskap van die heiliges met mekaar te beoefen. Dit beteken dat ons as gelowiges met die middele en die talente wat tot ons beskikking is, mekaar moet help, opbeer, vermaan, vertroos en bemoedig. Die Here eis hier van ons dat ons mekaar tot hulp en steun moet wees, soos wat Johannes en Maria mekaar moes help en mekaar moes ondersteun op hulle verdere lewensweg. Paulus kom herhaal hierdie selfde opdrag aan elkeen van ons wanneer hy in Galasiërs skrywe, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit is 'n taak wat Christus nie net vir Johannes en Maria opgelê het nie, maar dit is ook 'n taak wat hy vir elkeen van ons oplê. Dit is ook die roeping wat ons op ons as gelowiges se lewens het en wat ons teenoor mekaar moet uitleef. Ons moet mekaar se laste dra. Ons moet omsien na mekaar en ons moet mekaar help. En onthou dan dat Christus hierdie laste waaronder ons vir ewig gebuk moes gaan, in ons plek op sy skouers kom dra. En as dieselfde gesindheid nou in ons moet wees wat daar in Christus Jesus was, dan beteken dit dat ek en jy nou
ook verplig is of gedwing moet voel om mekaar se laste te dra, soos wat Maria en Johannes mekaar se laste moet dra, en soos wat Christus ons laste kom dra. Die probleem is dat die gemeenskap van heiliges soms baie dof en vaag is onder die gelowiges, want baie mense sal in plaas van om mekaar se laste te dra en onderling na mekaar om te sien, eerder net fokus op hulle self, want hulle sorg net vir hulle self en verder vir 'n baie klein kringetjie van gelowiges rondom hulle. Maar dan moet ons ook besef dat ons nie so kan leef nie, dat ons nie hierdie liefdelose leefwyse kan voortdra nie. Ons moet tot inkeer kom en ons moet Christus se voorbeeld volg en ons moet die roeping van 'n gemeenskap van heiliges vir onsself toeëien en ons moet daarin staan en ons moet dit gaan uitleef, want dit is tog wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Hy het vir ons die verlossing van sondes kom bewerkstellig. Hy het ons kom versoen met God die Vader. Hy het ons kom bind aan mekaar in sy liefde en daarom moet ons net soos Maria en Johannes ook in hierdie heilige geloofsgemeenskap leef, mekaar versorg en mekaar versterk en ondersteun in liefde en geloof. Nou kan ons ook hierdie heerlike troos en hierdie heilige roeping sien wat hierdie derde kruiswoorde vir ons kom uitbeeld. Dit is 'n troos want dit verseker ons dat ons almal deur die geloof waarlik broers en susters van ons Here Jesus Christus is en dat sy versorgende liefde na liggaam en siel nooit sal ontbreek nie. Maar dit is ook 'n roeping, want dit eis van ons dat ek en jy gedryf word, dat ons gedring sal word deur hierdie liefde van Jesus Christus vir ons en dat ons na mekaar sal uitreik, dat ons na mekaar sal omsien en dat ons mekaar se laste sal dra en dat ons mekaar sal ondersteun as gemeenskap van die heiliges. En daarom wil ek jou uitdaag in die week wat voorlê, om te gee vir die mense rondom jou, om belang te stel in die mense rondom jou se lewens. Gaan besoek iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan bid vir iemand wat hartseer is, gaan gee vir iemand 'n vertroostende drukkie. Stel belang in mense se doen en late. Kontak hulle, gaan kuier by hulle en raak so deel van 'n gemeenskap. Ondersteun mekaar, bemoedig mekaar en deel versorgende liefde. Dit was Jesus se oproep. Dit is wat hy van my en jou verwag. So kom ons leef in woord en daad, soos wat Christus van ons verwag. Kom ons deel sy versorgende liefde. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer by u woord kon stil staan. Dankie dat ons die leidingspad weer saam met u kon stap. Dankie dat ons vanoggend gehoor het dat dit wat u kom doen het, u vir ons kom doen het. Dat u alle menslike bande verbreek het, sodat u in eensaamheid kon sterf. Sodat ons as 'n gemeenskap van gelowiges nooit weer verlate of eensaam hoef te voel nie. Dankie dat u ook die gemeenskap onder mense kom bewerkstellig het. Eerstens deur Johannes en Maria aan mekaar te verbind deur u liefde en deur 'n verhouding tussen hulle te bewerkstellig, maar ook deur vir ons aan daardie kruis te sterf en ons weer met God die Vader te versoen, sodat ons ook met u versoen is en sodat ons ook u broers en susters in die geloof kan wees en sodat ons as familie ook 'n gemeenskap van heiliges kan vorm. Dankie dat ons ook nou kan weet dat ons nie hierdie pad alleen stap nie, maar dat ons kan staat maak
op ons medebroers en susters. Maar Vader, ons weet ook dat ons soms net op ons eie behoeftes ingestel is, dat ons net daarop fokus en dat ons nie fokus op ons medebroers en susters in die geloof, se behoeftes en se probleme en se worstelings nie. En daarom kom bid ons dat U deur die Gees vir ons sal help om meer ingestel te wees op ons medegelowiges se nood, op hulle krisisse en op hulle probleme, sodat ons ook daar kan wees vir hulle, sodat ons ook hierdie versorgende liefde wat U aan die kruis openbaar het, aan hulle kan oordra, dat ons dit met hulle kan deel, dat ons hulle kan bemoedig, kan vertroos, kan help en kan versterk. Maar Vader, in ons eie krag is ons nie in staat om dit reg te kry nie, en daarom kom bid ons dat die Gees ons sal lei, sal leer en sal reg. Dat hy ook vir ons sal wys by wie ons moet betrokke raak en waar ons 'n verskil moet maak. Ons kom bid ook dan nou vir ons medebroers en susters in die geloof wat siek is. Ons kom dink aan elkeen op ons voorbringslys, elkeen wat 'n lang siekbed het. Ons dink aan mense wat oor 'n lang tydperk behandeling moet ontvang en ons kom dra hulle vandag aan U op. Ons dink aan die wat onder operasie was. Ons vra dat U ook by hulle sal stil staan, dat U ook die hand van genesing oor hulle sal hou. En dan kom bid ons vir die wat ons nie van weet nie, waarvan ons nie bewus is nie. Ons kom dra hulle vandag ook aan U op. Ons kom dink ook vandag aan diegene wat probleme het, emosioneel, finansiëel, geestelik, en ons dra hulle ook vandag aan U op. En ons vra dat U vir hulle meer as genoeg sal wees. Dankie dat ons hulle ook in U bekwame hande kan kom plaas vandag. Dankie dat ons kan bid, dat U ons as gemeenskap van heiliges, as Eden gemeente sal gebruik, dat ons ook sal bekend staan as 'n versorgende, liefdevolle, omgee gemeente. Help ons ook om daardie doelwit te bereik. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks vandag met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God julle altyd bewus maak van sy genade en sy barmhartigheid. Mag sy lankmoedigheid en liefde 'n realiteit in jou lewe wees. Mag jy sy goedheid ervaar en mag jy verander 'n getuie wees van God se liefde, genade, barmhartigheid en goedheid. Die Here is met jou in hierdie week en hy sal jou seën en beskerm. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.